Ons lees die oordenking vir 3 Julie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Murray. Die opskrif vanoggend is begin. Ons teksvers kom uit 1 Kronieke 28 vers 20. Wees sterk, staan vas, begin die werk. Moenie bang wees nie en moenie besorg wees nie, want God, die Here, my God, is by jou. Hy sal jou nie aan jouself oorlaat of jou verlaat nie, sodat jy al die werk vir die diens in sy huis kan afhandel. Dawid gee aan Salomo die opdrag om dadelik die tempel te begin bou. Hy mag nie terugsit en wag nie, alles is gereed. Ons lewenshuis is 'n afbeelding van God se heilige tempel. Ons moet onverwyld daaraan begin bou. Terwyl een van ons seuns besig was om 'n huis vir hulle gesin te bou, het hulle seentjie op 'n oop stuk grond sy eie huis begin bou. Hy was begeesterd en het selfs gevra dat ek 'n troffel en sement vir hom moet bring. Soos die groot huis gevorder het Boeta se huis ook gegroei, steen vir steen, 'n klein replika van sy pa se huis. In 1 Petrus 2 vers 5 skryf die apostel, laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Ons is geroep om as deel van God se tempel te verrys. Die fondament is reeds deur Jesus Christus gelê. Nou is dit ons verantwoordelikheid om met ons lewens vir hom 'n heilige ruimte te bou waarin hy kan woon. Wat 'n oorweldigende gedagte. Net soos Dawid sy seun Salomo aangemoedig het en gerusgestel het dat God voortdurend by hom is, so weet ons dat die Heilige Gees altyd deur by ons is, dwars deur ons terugslaa en vrese, ons verliese en ons feesmomente. Here, ek bou my lewenshuis vir U. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.